Goeiemôre aan almal van julle. Wat 'n wonderlike dag. Dis die dag wat die Here gemaak het. En my voorreg om met jou te kan gesels vandag. Vergewe my, dit lyk vir my Vrydag se stukkie het so bietjie vasgehaak en ek is so in slow motion en klank was nie reg nie. Ek weet nie wat gaan aan nie. Maak nie saak nie. Ons is vandag weer vars verniet. Miskien moes jy dalk nooit daai boodskap gehoor het nie. Ek weet nie. Ek het hom net afgehaal. En vergewe vir die tegniese foutjie wat daar aangaan. Ek is nog 'n ou skool ou. Ek ken nog nie die rekenaars en die goed so goed soos ons kinders nie. Ek vat hom sommer strydvol hier in my kantoor met my eie foon hier voor my en dan het ek myself geleer of eintlik my kinders het my geleer om dit te kan doen. So wat 'n voorreg om weer eens vandag met jou te praat. Ek hoor hulle sê die koue is op pad. Asseblief hou jou tog net warm en moenie in hierdie koue uitgaan as jy nie moet nie. Bly knus by die huis. Nou, vanmôre op my hart, ek het ook nagmaal hier, het ek 'n woord, en dis dalk vir iemand wat ek van die Here afgekry het. Ek lees die Bybel, en dan staan hierdie woord, en dan kleur die Here hom vir my in. Ek weet nie wat ek gaan sê nie, en dan kom hierdie woord net, en dan sê die Here, dis die woord vir iemand daar buite. Ek weet nie wie hy is nie, maar miskien gaan jy deur 'n moeilike tyd, maar hier is die woord wat ek vir jou wil hê. Ek moet net my bril kry, want baie keer dan sien ek beter as ander kere, en vandag wil ek my ou brilletjie gebruik om dalk beter te kan sien. Nou, vanoggend wil ek vir jou lees, en jy kan maar jou nagmaal kan jy gaan kry, want ons gaan 'n bietjie nagmaal hou. Die Nora is nie hier vandag nie, hulle was by 'n vrouekamp hierdie naweek, en ek hoor dat wonderlike goed gebeur. Ek sien uit om te hoor wat het gebeur. Nou, ek gaan vir jou lees, en ek gaan vir jou lees uit Jeremia 17. Nou, baie van julle weet as ek sê Jeremia 17, dan gaan Dawie kom met Jeremia 17 vers 5 sê, vervloek is die man wat op 'n mens vertrou. Nee, ek gaan nie met hom praat nie. Ek gaan 'n bietjie verder aangaan. Ek gaan Jeremia 17 gaan ek lees tot hierso van vers 16 aan. Alright, interessant. Hoor 'n bietjie wat sê Jeremia. Dit klink soos psalms. Jy gaan hom hoor. Hoor 'n bietjie wat sê hy. Wat my aangaan, sê Jeremia. Ek het my nie onttrek om u as herder te volg nie. Hierdie is 'n baie belangrike ding. Ek en jy almal, ons almal, gaan deur moeilike tye. Ons almal ken Psalm 23. Ons almal ken die van kindsbeen af wat ons hom in die sonndagskool gehoor, kleuterskool, deur ons hele lewe, Psalm 23. Die Here is my herder, ek sal niks kort kom nie. Jy ken hom so goed, onthou jy? En dan vanmôre praat Jeremia ook van die herder. Nou kom ons kyk net bietjie mooi, kom ons kleur die herder in. Nou ek het bietjie op 'n plaas gebly, en ek het met skapies gewerk, en gesien, nie soseer met hulle gewerk nie, ek was baie klein, ek ken hulle nie so goed soos julle boere nie, maar wat ek van 'n skaap af weet, is dat 'n skaap is 'n baie interessante dier. Hy het 'n baie sagte gees, hy's nie sommer net 'n ou gewone tipe dier nie. 'n Skaap is 'n wonderlike ding. Ek onthou as kind het my ouma die lammetjies, die hanslammers. Dis nou, die kinders weet nie wat 'n hanslammer is nie. Dis 'n lammetjie wat deur sy eie ouer verwerp is, of hy kon nie drink nie, of hy was nie deel van 'n tweeling. En dan het die boere wat baie sulke skape gehad het, hulle gesien daai lammetjies word een kant toe gestoot en hulle word maar. En dan het hulle gevat en hulle het hulle by die huis groot gemaak. Hulle was Hans, hoor. Nou, gaan vra vir jou ouma, wat beteken dit as iemand Hans is, hoor? Die wat nou kinders is, hulle sê vir jou mooi verduidelik. Hulle was oorlams. Hulle het sommer hier in die huis ingestap en dan hulle, dan soek hulle melkies. En dan moet ons gou die borreltjies vat met die tietjies vooraan. Dan moet ons vir hulle melk deur die draad aangee. Man, hulle was oulik. Hulle het sommer in jou vinger kom suig. Hulle was wonderlike diertjies. Sommer so lief geword vir hulle. Hulle was handslammers. Hulle het nie ouers gehad nie. Nou, hulle was afhanklik van ons as herders. Nou, skape is afhanklik van herders. Skape is baie weerloos. Skape kan nie byt nie. Skape kan nie hulle self verdedig nie. Skape lê daar in die veld, en dan is hulle weerloos teen al die wolwe en die jakkalse en die rooi katte en allerlei diere. Vra vir die boere wat weet, hulle is weerloos. Hulle is nou, soos die ou mense gesê het, 'n sitting duck. En in die nag, dan kom hulle net en dan gryp hulle ene. Al wat hy kan sê is meh. Dis die enigste ding wat hy kan doen. Interessant. Ek was daar in Oudtshoorn se wêreld, en ek het 'n man gesien, hy het sulke groot honde. Hulle slaap tussen die skape, en my maat
Moenie naby daai skape kom nie. Hy sal enige jakkals of rooikat sal hy dadelik doodmaak. Hy beskerm sy skape met sy lewe. Nou die dag het ek so 'n fotootjie gesien van so 'n groot hond wat hier om sy nek orals was hy vol bloed en dat die skapies by hom kom lê en dankie te sê want hy het hulle beskerm. Ek wil nie praat oor die honde nie. Ek wil praat oor ons herder. Ons herder, want daar's 'n wolf in ons lewe. Daar's jakkalse in ons lewe. Daar's rooikatte in ons lewe. En baie keer word ons uit mekaar gespat en ons hardloop die hele wêreld rond en ons is weerloos. En dan vergeet ons herder. En ons vergeet waar ons eintlik veilig is. Ons vergeet waar ons altyd daar moet wees dat hy vir ons sal sorg en na groen wynvelde toe sal vat en hy gee vir ons daar water. Daar waar daar rus is, daar lei hy ons. So, nou kom Psalm 23 deur. Maar ek is besig met Jeremia. Hoor 'n bietjie wat sê Jeremia. Jeremia sê, wat my aangaan, sê Jeremia, ek het my nie onttrek om u as herder te volg nie. Want as jy agter die herder aanstap, is jy veilig. Daai agter ossies wat daar agter, oral hier rondvoeter, as jy jou oë verloor, en jou fokus verloor, is die herder oor die bult en die wolwe gaan jou vang. Bly gefokus op die herder. Ek hoor daai stem vandag om vir jou te sê, bly gefokus op jou herder. Moenie dat hy te ver van jou afgaan nie. Kom ons lees. En in die ongelukkige dag het ek dit nie begeer nie. U weet dit. Wat uit my lippe uitgegaan het, was voor u aangesig. Hy herken sy foute. Wees nie vir my tot 'n verskrikking nie. U is my toevlug in die dag van onheil. As hierdie wolwe kom, dan kyk hulle na die herder. Hulle kyk na hulle oppasser. Want hy sal hulle beskerm. Daar's geen twyfel nie. Hy sal sy lewe op die spel sit. En dis wat Dawid sy karakter gekry het. Dis wat Dawid geveg het. Onthou julle teen die leeu en die beer. Onthou jy die Bybel sê, hy het agter hulle aangegaan. En hy het hulle doodgemaak. Dis hoekom hy vir Goliat kon vat. Want hy het oorwinnings in sy lewe gehad. Hy het eers dalk 'n jakkals gehad, en toe het hy dalk 'n wolf gehad wat groter was, en toe het hy 'n leeu gehad, en toe het hy 'n beer gehad, en toe het hy 'n Goliat gehad. Kan jy sien? Al hoe groter? Al hoe groter? Ja. Maar Dawid het elke keer gesê, ek kom na jou toe, in die naam van die Here. Ek kan dit nie alleen doen nie. Vanmôre praat ek met iemand, miskien het jy dalk 'n leeu voor jou, of dalk 'n beer voor jou. Weet jy wat? Die Here gaan jou sterk maak, dat jy eendag 'n Goliat gaan kry. En dan gaan jy dieselfde woorde gebruik, en dieselfde herder gaan jou beskerm. Teen daai Goliat, onthou jy, hy het gesê, ek kom na jou, in die naam van die Here. En dieselfde Here wat my gehelp het, met die leeu en die beer, dieselfde Here gaan jou kop af van die pruit in die spruit vandag sit. Moenie jou fokus van die herder afvat nie. Dis my boodskap vandag van jou. Moenie jou fokus van die herder afvat nie. Moenie afdwaal daar by die agterste skapies wat hulle fokus verloor terwyl die herder aanstap nie. Die herder gaan jou lei na goeie paaie toe. Ja, en dan kom daar 'n beer en 'n leeu. Hy sal jou vertroos. Hy sal jou beskerm. Hy sal sy lewe vir jou gee. En hy het mos, is dit nie? Hy het sy lewe vir ons gegee teen die groot onheil, sodat ons 'n lewe kan hê. Hy het gesterf sodat ons kan lewe. Maar een ding weet ek, hy's nog steeds daar. Hy's nog steeds ons herder. En hy het opgestaan. En hy leef. Ek en jy gaan hom sien. Elke oog sal hom sien. En elke tong sal bely dat hy ons herder is. Ek wil hê vanmôre moet jy 'n broodjie vat, want ons herder het gesê ons moet. Hy het gesê, dis my liggaam wat vir jou, ou skapie, gebreek gaan word sodat jy die ewige lewe kan hê. Jy verstaan nie dit nou nie, het hy vir sy disippels gesê, maar doen dit. Doen dit net. Vandag verstaan ons. Nou verstaan ons. Dankie dat ons die brood van die lewe kan vat, dat ons nooit weer kan honger ly nie. Kom ons doen dit tot sy gedagtenis.
Daarna die wyn, die bloed, die lewe is in die bloed. Hy het sy lewe vir ons gegee, dat ons kan lewe. Vanoggend wil ek hê, jy moet dankbaar wees vir Jesus se bloed. Dit is my bloed, wat julle wit was, wat julle skoon maak, wat julle reinig en julle heilig. Drink dit tot by gedagtenis. Dankie Hemelse Vader, vir wie U is. Dankie ons herder, dat U oë altyd op ons gefokus is. Al slaap ons, Here, U weet alles. Tot vandag toe het U ons beskerm en bewaar. U het ons gelei na groen weivelde. Ja, Here, daar waar waters waar rus is, het U ons gevat. Vergewe ons as ons baie keer 'n bietjie afgedwaal het. Ja, die digter sê, elke afdraaipaadjie ken ek, maar elke keer het U my kom haal. Dankie daarvoor. Ek loof en prys U naam. Amen. Jy moet 'n wonderlike dag hê. Weet dat Jesus jou baie lief het en weet dat jou beste voorlê. Totsiens, tot 'n volgende keer.